Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, dit is die 24ste Junie, jaar 2025, 'n lieflike dag ter Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gesels ons bietjie oor land. In Israel se geskiedenis speel hulle land 'n baie belangrike rol. Diep in hulle kollektiewe geheue onthou Israel hoe hulle slawe in 'n vreemde land was, ontmagtig en landloos. Talle beloftes aan die aardsvaders en die volk herinner hulle aan die beloofde land, 'n geskenk uit die Here se hand uit. Ook as hulle as volk in ballingskap is, herinner die profete en ander mense hulle aan die geskiedenis wat opgeskryf is, die Jode aan die Here se beloftes. Die belofte is gekoppel aan 'n voorwaarde dat hy sy volk met 'n goeie en vrugbare land sal seën, mits hulle aan hom getrou sal bly en sy bevele sal gehoorsaam. Halleluja. Nou kom ons gaan lees so 'n bietjie in God se woord en al sy beloftes oor die land. Genesis 12 verse 5 tot 7. En Abraham het Sarai, sy vrou en Lot, sy broerskind geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaar maak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan en in die land Kanaan gekom. En Abraham het deur die land getrek na die plek Sichem tot by die terpentynboom Moreh. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê: aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En dan Genesis 13 vers 14 tot 18. En die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het: slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan na die noorde en suide, na die ooste en weste, want die hele land wat jy sien sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde sou kon tel, jou nageslag getel kon word. Maak jou nou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Dan die volgende gedeelte is natuurlik Josua, Abraham se opvolger, Josua 1 vers 13 tot 14. Dink aan die saak wat Moses, ek bedoel Moses, nie Abraham nie, die knegt van die Here jou beveel het toe hy gesê het, die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle en sal hierdie land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het. Maar julle self, al die dapper helde, moet gewapen voor julle broers deurtrek en hulle help. Abraham en Moses was twee godsmanne gewees, wat vir my 'n baie groot voorbeeld is. Ons volgende gedeelte is hierso in Handelinge 7 verse 2 tot 8 en hier word dit weer uitgelig oor Abraham. En hy sê, broeders en vaders, luister, die God van die heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het, en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie en kom na die land wat ek jou sal wys. Toe het hy getrek uit die land van die Chaldeërs en in Haran gaan woon, en na die dood van sy vader het hy hom daarvandaan laat verhuis na hierdie land waarin julle nou woon. En hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie eens 'n voet breed nie, maar hy het beloof om dit aan hom, aan sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. En God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees, en die mense hulle tot slawe sou maak en hulle sou mishandel 400 jaar lank. En die nasie aan wie hulle diensbaar sal wees, sal ek oordeel, het God gesê, en daarna sal hulle uittrek en my in hierdie plek dien. En hy het hom die verbond van die besnydenis gegee, en so het hy die vader van Isak geword, en op die 8ste dag besny, en Isak het die vader van Jakob geword, en Jakob van die 12 aardsvaders. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons ook 'n land het om in te woon. Here, dankie dat U ook vir ons hiernatoe laat kom het, Here, en dankie dat U saam met ons is. Here, ek bid dat elke persoon sal besef hoe kosbaar dit is vir U, dat ons 'n land het om in te kan woon. Here, en dat U ons daarin beskerm en ons lei en ons leer.
Here, ek bid dat elkeen sal agslaan op u roepstem. Elkeen sal agslaan op die woord wat u vir ons gee. Ons loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.